Onthou dat as jy wil bewys driehoeke is kongruent, dan kan jy werk met sy hoek sy, of jy kan werk met hoek hoek sy, of sy of 90 grade die skuin sy en 'n ander sy. So in die vraag vra hulle vir my bewys dat die driehoeke kongruent is. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat ons het. Ek het 'n sy wat met 2 streepies gemerk is en nog 'n sy wat met 2 streepies gemerk is. En dan het ek hoek P1 en hoek P2 wat gelyk is. So ek wil graag bewys dat driehoek, laat ek net hier begin skryf, in driehoek PQR en driehoek PSR. Ek wil bewys dat daardie 2 driehoeke kongruent is. Nou op die oog af lyk dit of ek nou net 2 goed het. Ek het dat sy QR gelyk is aan sy PS, dit is gegee. Dan het ek ook dat hoek P1 gelyk is aan hoek P2, dit is ook gegee. Maar waar is die derde ding? Nou ja, as ek 1 sy en 1 hoek het, kan ek werk met sy hoek sy as ek nog 'n sy kan kry, of hoek sy as ek nog 'n hoek kan kry. En inderwaarheid is albei hierdie moontlik. Ek gaan kies om met sy hoek sy te werk. Jy sien, ek het hier 'n gemeenskaplike sy. So PR in die een driehoek kan nie anders wees as PR in die ander driehoek nie. So hulle is gemeenskaplik. En nou het ek sy hoek sy. So daarom kan ek sê, daarom is driehoek PQR kongruent aan driehoek, en nou moet jy na die volgorde kyk. Ek weet dat hoek P gelyk is aan P2, P1 en P2 is gelyk, so P gaan ook eerste kom. En ek sien dat hierdie Q teenoor my gemeenskaplike sy is, en hier is S teenoor my gemeenskaplike sy, so as Q daar tweede is, gaan S wees, en dan gaan die 2 hoeke R ook gelyk wees. En my rede vir hierdie kongruensie is sy hoek sy. Ek wil net vir julle vinnig beduie, ek gaan dit nie ook neerskryf nie, maar ek weet eintlik ook dat hoek Q gelyk is aan hoek S, want uit my driehoekstelling is driehoek PQS 'n gelykbenige driehoek met PS gelyk aan PQ, en daarom is die sye wat teenoor dit is ook gelyk. Die hoeke wat teenoor daardie gelyke sye is ook gelyk. So mens sou kon gaan hoek sy. Reg, kom ons gaan na die volgende voorbeeld toe. Hier word vir ons gegee, weer eens 2 driehoekies, driehoek A, B, C, kom ons skryf net in, 'n driehoek A, D, C, en driehoek A, B, C, en nou wil ek met die 3 dinge wat ek gaan gebruik neerskryf. Nou ek het dat AD gelyk is aan AB, dit is gegee. So ek kan sê AD is gelyk aan AB, dit is gegee. Gegee. Kom ons maak net
dis gegee. En dan het ek ook dat DC gelyk is aan CB, dit is ook gegee. Hier, dit is alkeen gemerk met een sytjie. Nou ja, nou moet ek kyk. Onthou dat ek hulle maar gou weer hier neerskryf, dis sy, hoek, sy, of hoek, hoek, sy, of sy, of 90 grade skuin sy en 'n ander sy. So watter een van hierdie sou ek kan gebruik? Ek het reeds 2 sye, so jy kan sien, dit gaan een van hierdie 2 wees. En eintlik het ons weer eens genoeg inligting om hulle al 2 te gebruik. Ek gaan een kies. Die sy sal maklik werk, want AC lê in al 2 driehoeke, so AC is gemeenskaplik. Dit kan nie anders wees in die een driehoek as wat dit in die ander een is nie, gemeenskaplik. En dan kan ek sê dat driehoek ADC kongruent is aan driehoek A, en nou moet ons net ons volgorde reg kry. Die 2 A's, jy kan sien, hierdie lyk so half of dit gaan toeklap om op mekaar te lê, né? So die A1 en die A2, hulle is albei teenoor 'n lyntjie wat gemerk is, of 'n sy wat gemerk is met een lyntjie. So hoek D is hier, hy teenoor die gemeenskaplike sy, en daardie driehoek is B teenoor die gemeenskaplike sy, en dan al wat oorbly is hoek C. En my rede wat ek gebruik het is sy. As jy wou gebruik het sy hoek sy, en dan moes jy onthou dit moet die ingeslote hoek wees. So dit sou hierdie hoekies kon wees, en hulle is ook weer ewe groot, omdat jy in 'n gelykbenige driehoek werk. Nommer 3. Bewys weer die driehoek is kongruent. Hierdie slag sien ek die 90 grade. Kyk daar. As daardie hoek 90 grade is, beteken dit dat hierdie een ook gaan 90 grade wees. Want saam met die 280 wees. En reg oor kan die 90 grade het ek my skuins sy. En hier reg oor kan die 90 grade het ek ook my skuins sy. So dit lyk vir my of ek gaan werk met 90 grade skuins sy en 'n ander sy. Ek moet net die ander sy kry. En weer eens gaan die ander sy hierdie gemeenskaplike sy wees, want dit lê in driehoek ACD of ACD en ACB. En dis dieselfde lyn, so dit moet gelyk wees. So ek sou sê in driehoek ADC en driehoek ABC het ek vir C1 wat gelyk is aan C2 en hulle is 90 grade gegee. En dan het ek my 2 skuinsye, ek het AD wat gelyk is aan AB, dit is ook gegee. En dan het ek AC wat gelyk is aan homself, want hy is gemeenskaplik in die 2 driehoeke. Hy is in albei gemeenskaplik. En daarom is driehoek ADC kongruent aan driehoek ABC. Maak seker jou volgorde is reg. En my rede daarvoor sou wees, ek het 'n 90 grade hoek, 'n skuinsy en nog 'n sy. Nommer 4.
Weereens bewys dat die driehoeke kongruent is. Nou daar is net vir my 2 dinge gegee. Ek weet dat hierdie hoekie by P gelyk is aan die een by S en ek weet PR is gelyk aan RS. Maar moenie vergeet nie, wanneer jy 2 driehoeke het wat so kruis, 2 lyne het wat so kruis, soos wat daardie 2 maak, dan is jou regoorstaande hoeke ook gelyk. So ons het 2 hoeke en ons het 1 paar sy. So daardie 2 hoeke om maklik na hulle te kan verwys, gaan ek hulle maar R1 en R2 noem. So, in driehoek PRQ en driehoek SRT. Goed, kyk na my volgorde, alhoewel die volgorde hier nie so belangrik is nie, jy moet net doodseker maak dat dit aan die einde, wanneer jy sê die driehoeke is kongruent, dan moet die volgorde reg wees. Ek weet reeds dat hoek P gelyk is aan hoek S. Daarom het ek sommer dadelik hulle in dieselfde posisie geskryf. Ek weet reeds dat die 2 regoorstaande hoeke gelyk is, so daarom het ek hulle in dieselfde posisie geskryf en dan net die oorblywende hoek. So ek sou sê hoek P is gelyk aan hoek S, want dit is gegee. Dan ook is PR gelyk aan RS, dit is ook gegee. En hoek R1 is gelyk aan hoek R2. Dis nie gegee nie, ek het dit self neergeskryf, want dit is regoorstaande hoeke. En daarom kan ek sê dat driehoek PRQ kongruent is aan, en as ek na die volgorde kyk, dan soek P gelyk aan hoek S, jy kan ook hier sien, daarom sal S die eerste hoek wees, en dan R is gelyk aan R, want hulle is hier regoorstaande, en dan met die oorblywendes Q en T gelyk wees. En my rede vir hierdie kongruensie is hoek, sy. Nou onthou, as jy hoek, sy het, dan moet jy kyk of dit die ooreenstemmende sy is, ooreenstemmende sy. En die ooreenstemmende sy, jy sal sien, ek het nou net een hoekie wat nie gemerk is nie, Q, en my sy is teenoor hom. En hier het ek T wat ook nie gemerk is nie, en die sy is ook teenoor dit. So, dit is reg. In vraag 5 vra hulle vir my om te bewys dat AB gelyk is aan DE. Nou, kongruensie word dikwels gebruik wanneer jy sye gelyk wil bewys. Want as jy net kon bewys dat die 2 driehoeke kongruent is, sou dit beteken dat AB gelyk is aan DE. Want ek kan sien weer eens is so half of hierdie boonste driehoekie net moet toeklap om bo op die onderste een te pas. Nou, wat is vir ons gegee? Baie belangrik, ons het ewewydige lyne. So wat weet ons van ewewydige lyne? Ons weet byvoorbeeld dat as ons so 'n Z of 'n N vorm het, dan is ons verwisselende hoeke gelyk. So ons weet hoek B is gelyk aan hoek D. Ons sou presies dieselfde kon doen. Ons kan ons N of Z vorm hierdie kant toe sit, en dan is hoek A gelyk aan hoek E. So hierdie 2 sou ook gelyk wees aan mekaar. Maar nog makliker miskien is om te sien dat ek hier by hoek C
regoorstaande hoeke hê. So hierdie enetjie gaan ook gelyk wees aan daardie een. Dan verder sien ek het 'n sy. So ek sou kon bewys dat die twee driehoeke kongruent is as ek hoek, hoek, sy gebruik. Goed, kom ons skryf dit neer. Dis in driehoek A, B, C en driehoek. Nou kyk maar vir die volgorde, dan is dit maklik aan die einde. Hoek A is gelyk aan hoek E. Hoek B is gelyk aan hoek D. En die twee hoeke hier by C is regoorstaande. So ek het hoek B is gelyk aan hoek D. Dit was nie vir my gegee nie, dis iets wat ek self ingetrek het. Dit is omdat dit verwisselende hoeke is vir my ewewydige lyne. Verder het ek C1 is gelyk aan C2. Dit was ook nie vir my gegee nie. Ek weet dit omdat dit regoorstaande hoeke is. En dan laastens het ek dat DC gelyk is aan CB en dit was vir my gegee met daardie streepie waarmee elke sy gemerk is. So daar het ek 3 dinge. Ek het 'n hoek en nog 'n hoek en 'n sy. So, die twee is kongruent. Ek moet net dubbel seker maak of dit die ooreenstemmende sy is. Nou, hoe weet ek dit is die ooreenstemmende sy? Jy kan sien in hierdie driehoekie is die sy teenoor hoek E en in hierdie driehoekie, daai boonste driehoekie, is die sy teenoor A en E gaan ewe groot wees. So hulle is kongruent want ek het 'n hoek en 'n sy. Maar moenie vergeet nie, hulle het nie gevra ek moet bewys die driehoek is kongruent nie. Hulle het gevra dat ek moet bewys AB is gelyk aan DE. Nou, hoe sou ek nou kan weet dat AB gelyk is aan DE? Jy kan na die volgorde kyk. Kyk my volgorde hier. AB is die eerste 2 letters en ED is ook die eerste 2 letters. Daarom weet ek dat AB gelyk is aan ED. Dit kom uit die kongruente driehoeke. Goed, daar is ons klaar met die voorbeelde.